krag vir vermoeides. Ek weet nie vir wie dit is nie, maar jy het moontlik hierdie nodig. Ons lees in Jesaja 40 vers 29. Hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Nou in 'n wêreld waar digitale eise ons dag se ritme wil reguleer, kan dit voel asof mense innerlike stilte stadig wegkalwe en 'n mens se lewe net eenvoudig uit beheer uitraak. En tog beloof God deur Jesaja, God gee juis krag wanneer ons op ons swakste is. Nou dis 'n belofte wat ons moet glo en vertrou dat dit sal gebeur. Wanneer werk jou dag oorheers, is die oplossing nie om jou lewe in rigiede kompartemente in te dwing nie. Dis eerder om harmonie te vind in 'n ritme waar werk en waar rus mekaar afwissel. Greenhouse en Powell se teorie van werk-familie-verryking herinner ons dat uitdagings nie net dreineer nie. Hulle kan ook vorm, hulle kan slyp, hulle kan jou verryk. 'n Intense taak kan jou byvoorbeeld leer om prioriteite te stel, wat jou later sal help om rustiger te slaap en met 'n ligter hart te leef. Jy kan byvoorbeeld tussen e-posse en vergaderings net 'n kort asemhalingspause neem, net 3 minute, waarin jy net lekker asemhaal, jou skouers laat sak en dan word jou gedagtes weer helder. Jou gees herinner jou dat jy nie alleen is nie. Nou hierdie klein oomblikke word geleenthede waar God se krag jou binneste vul. Of wanneer jy verslag voltooi, stap vir 5 minute in die son. Laat die warmte jou herinner aan God se nabyheid. Of luister tydens 'n pouse na 'n kalmerende potuitsending wat jou help om weer te sentreer en te fokus. En so omhels jy harmonie tussen die lewe se eise en die ritme van groei en herstel. Nou hierdie vloeiende integrasie skep 'n lewe waarin jy nie net oorleef nie, jy floreer. Elke oomblik van besig wees, as ook van rustig wees, pas in by God se ritme van veerkragtigheid. In hierdie ritmiese harmonie ontdek jy dat wanneer jy nie meer kan nie, dat God jou dra. So die vraag is, watter klein rusmoment kan jy vandag met jou werk, met jou lewe integreer? Leef geïnspireerd.